Ons moet by die wortel van al ons persoonlike probleme uitkom. Die basis, die oorsprong, die oorsaak van al die probleme in hierdie wêreld. En al die politieke probleme, persoonlike probleme, van ons tyd en van alle tye is gebore en vind oorsprong in gebeure soos beskryf in die boek van Genesis. As ek en jy kan verstaan dat al ons probleme hulle oorsprong in Genesis het, en dat jy daar tot begrip kan kom van die oorsaak van die moeilikheid wat die wêreld het, dan is ons reeds op pad na die moontlikheid van 'n beter en 'n oorwinnende lewe. Ons probleme, ons huweliksprobleme, persoonlike probleme, politieke probleme, verslawingsprobleme, verkrachtingsprobleme, diefstal, moord, roof, towery, dronkenskap en nog, se oorsaak en oorsprong kan almal in die boek van Genesis gevind word. En as ek die wêreld so bekyk, is selfs 'n klomp van die teologiese dwaalings van ons tyd en deur die eeue in 'n groot maat vanweë 'n wanbegrip en verdraaiing van tekste uit die boek Genesis. Nou, baie sentraal in die verhaal wat vertel word in Genesis is die storie van die mens se sondeval en die gevolglike doodsbestaan wat daarop volg. En dit begin by Adam en Eva en die slang, en dit ontplooi na Kain wat sy broer Abel vermoor. En 'n griefverhaal van menslike verderf volg daarop. En dit word so gestel in Genesis 6 vers 5. Die boosheid van die mens op die aarde was groot, en al die versinsels van sy hart, wat hy bedink het, was altyd deur net sleg. Genesis 6:11 sê, en die aarde was vol geweld. Klink nogal na die wêreld waarin ons vandag lewe. Nou daarop volg die sonvloed as oordeel van God oor hierdie verrotting wat in die mensdom ingetree het. En slegs Noag en sy gesin oorleef om 'n nuwe begin op aarde te maak. Die nuwe begin volg egter dieselfde patroon as voor die sonvloed, as gevolg van dieselfde worteloorsaak van probleme. En jy vind 'n verhaal van rebellie, verkrachtings, moord, seksuele afwykings, bedrog, gesinsprobleme, verraad, en nog oordeele kom, soos die gebeure van Sodom en Gomorra, wat met vuur verbrand word uit die hemel uit. En die boek eindig met 'n volk, wat vir 400 jaar in magtelose slawerny eindig. Tog is daar in hierdie hartseer verhaal 'n voortdurende goue lyn van hoop op 'n beter lewe, 'n beter wêreld, 'n wêreld vol vrede, liefde en geregtigheid, en uiters belangrik, bevryding van die wortels wat die oorsaak van al die mensdom se probleme is. Dis uiters belangrik dat ons verstaan wat die kernoorsake van die wêreld se probleme, geskiedkundig en huidiglik, beide internasionaal, nasionaal en persoonlik is. Om dit te verstaan, moet ons verstaan wat Adam en Eva aangevang het, toe hulle die vrug van die boom van die kennis van goed en kwaad
geëet het. Dit was 'n magsoorgawe. In Genesis 1:28 lees ons dat God die aarde aan Adam en Eva gegee het, om die aarde aan hulle te onderwerp, daaroor te heers, en in Genesis 2:16, dat die mens Edom moes bewerk en bewaak. Toe Adam dit nie bewaak nie, maar hy en Eva hulle aan Satan se suggestie onderwerp het, was dit 'n oorgawe van hulle mag aan Satan. Hulle het geabdikeer. Hulle het hulle heerskappy oor die aarde en oor hulle self en hulle nageslag aan aan Satan afgegee. As ons die Nuwe Testament lees, moet ons die volgende raak lees. Lukas 4:5-7. Toe bring die duiwel hom, dit is vir Jesus, op 'n hoë berg en wys hom al die koninkryke van die wêreld in 'n oomblik se tyd. En die duiwel sê vir hom, dis vir Jesus, ek sal u al hierdie mag gee en hulle heerlikheid, want dis aan my oorgegee en ek gee dit aan wie ek wil. As u my dan aanbid, sal alles aan u behoort. Dit is aan my oorgegee, sê die duiwel. Die koninkryke van hierdie wêreld, die mag oor hulle, al hulle heerlikheid. Wie het dit aan hom oorgegee? Nie God nie. Nee. God het dit aan Adam en Eva gegee. En hulle het die heerskappy op die aarde aan die duiwel oorgegee. Soos Johannes dit duidelik stel in 1 Johannes 5:19. En hy praat met gelowiges wat ontsnap het uit die wêreldsisteem. Ons weet dat ons uit God is en die hele wêreld in die mag van die bose lê. Die hele wêreld lê in die hand en in die mag van die bose. Die wêreld waarin ek en jy gebore is en waarin ons leef, lê in die mag van die bose. Dit mag vir jou vreemd klink, maar dit impliseer al die koninkryke, politieke sisteme, die sakewêreld, die onderwysstelsels, die musiekwêreld, en dit lyk vir my al hoe meer of die gospel musiekwêreld ook al hoe meer in die hande en die mag van die bose lê. Maar by 'n ander geleentheid meer daaroor. Finansiële sisteme, alles lê in die mag van die bose. Of dan onder sy heerskappy, sy invloed en sy bestuur, en dit word aan hom onderwerp. Hy maak daarmee wat hy wil. Ons moet dus verstaan, ons probleme spruit uit die feit dat ons in 'n worstelstryd teen die bose is, teen owerhede, teen magte, teen bose geeste in die lig, teen die wêreldheersers van hierdie eeu. Ons leef in vyhandige gebied. Efesiërs 6:10 en verder. Die duiwel haat ons en hy wil ons vernietig. En ons moenie vir 'n oomblik dink dat vriendskap met die bose jou vrywaar teen moeilikheid met die bose nie. Nee, dit speel eintlik direk in sy hande. Nou nog belangriker om te verstaan is wie ons is. Wie is die mens? Wie is ek? Ons is die nageslag van Adam en Eva. En dit het 'n geweldige slegte gevolg in ons individuele menswees. En deur elke individu op die samelewing en die rondom ons. Ons lees 'n vers in Romeine 5:12 wat sê deur die een mens, Adam, het die sonde in die wêreld gekom.
en so het die dood tot alle mense deurgedring, omdat ons almal gesondig het. Adam het sy heerskappy, sy mag oorgedra aan die bose. Hy het ons almal ontneem van ons heerskappy. En toe hy homself aan Satan oorhandig en in sy mag plaas, het hy sy hele nageslag onderdane gemaak en aan die bose onderwerp. En laat ons nie net sê sy skuld nie, want ons almal volg in Adam se voetstappe. Die gevolg van wat Adam gedoen het en die mense na hom gedoen het, is 'n geesteswerking in ons binneste. Efesiërs 2:1 en weer 'n keer praat hy met geredde, wedergebore koninkryksmense. Hy sê, julle het hy lewend gemaak, wat dood was. Met ander woorde, in daardie sisteem, waar die geeswerking hulle benadeel het, vasgevang was. Hy het julle lewend gemaak wat dood was deur die misdade en die sondes waarin julle van tevore geleef het, volgens die bose lewenswyse van hierdie bedeling, waar Satan heers, volgens die heerser oor die mag van die lig, die heerser van die gees wat nou aan die werk is onder die kinders van die ongehoorsaamheid. Al die chaos in ons eie lewens, in die wêreld rondom ons, is toe te skryf as aan 'n geeswerking in mense se lewens. Daar is 'n geeswerking in die mens wat kom vanaf die owerste van die mag van die lig waarvan ons lees in Efesiërs 6 vers 10. En as gevolg daarvan is dat ons sekere lewenswyses en waardes aanhang en gedrag openbaar wat al ons probleme veroorsaak. Daardie gedrag lyk soos Romeine 3 vers 10 tot 18 dit beskryf, en die praktyke lyk soos Galasiërs 5 19 tot 21 dit beskryf. En as jy ernstig is met God en jou saligheid en om te ontsnap uit daardie wêreld, kan jy self gaan lees en kyk watter van hierdie dinge dalk in jou lewe en in my lewe teenwoordig is. Hierdie gees wat in mense werk, sy metode was ook nog altyd dieselfde. En ons probleem is, ons luister na sy metode, na sy storie. En dis sy storie. Hy bevraagteken God sy opdragte, raad en motiewe. Hy sê vir Adam en Eva het die Here gesê. Hy saai twyfel. Bevraagteken God se opdragte. God se wysheid, God se ingrig, God se manier, God se pad word bevraagteken. En belaster. En hy beweer dat God jou wil verhoed om self God te wees. Jy's 'n goddelike wese, wonderlik, magnifiek. Die Here wil jou net beperk, is sy storie. Dit vertel jou, jy kan self God wees. En self besluit, wat is goed en wat is kwaad? Wat is reg en wat is verkeerd? Dit vertel jou, God wil jou inperk. Jou beroof van genot en plesier. En dat jy soos 'n tipiese tiener nou groot genoeg is om self te besluit oor my lewe en my liggaam. Die loon van die sonde is steeds 'n doodsbestaan. Sonder hoop en sonder God
in 'n ewig groter wordende slawerny en verval. Die duiwel beloof ons vryheid, terwyl hy self 'n slaaf van verdorwenheid is. Ons wil soos Frank Sinatra sing, I did it my way. En daar lê die oorsaak van die ganse mensdom se persoonlike probleme en ook al die ander probleme polities en waar ook al. Lê in daai ding, ek doen soos ek reg dink, nie soos God sê ek moet doen nie. Die goeie nuus is, daar is 'n Exodus, 'n uitkoms, 'n ontsnapping, 'n bevryding, 'n verlossing, as jy wil uitkom onder die mag van die bose. As jy die slawerny en dwaasheid wil afskud, as jy waarlik vry wil wees. En die Exodus boek volg op die Genesis boek. Die boek wat ons vertel waar ons probleme vandaan kom, word opgevolg deur 'n boek wat vir ons sê hoe ons van daardie probleme ontslae kan raak. Dit skilder vir ons die pad uit. Stap vir stap en volledig. Daar vind ek en jy die volle instruksie oor hoe om die mag van die owerste van hierdie wêreld te ontsnap en in oorwinning oor hom in hierdie gebied waar hy heers te begin leef. Daar vind ons die volle raad van God. En ek wil jou nooi, kom stap vir 'n tyd lank deur die Exodus boek saam met my en stap uit slawerny in die volle raad van God en sy bevryding in. Baie dankie dat jy tyd afstaan om na my te luister. Mag die goeie Here jou ryklik seën. Here, open ons oë, dat ons kan sien. Want soveel keer word dit gedeeltelik aan ons verkondig. Ons sien nie die volle pakket nie, en dan bly ons in slawerny. Open ons oë om te sien wat God vir ons in store het. Dis ons gebed in Jesus naam. Amen.